My boodskap is, wanneer gaan jy stoei? Wanneer gaan jy stoei? Wanneer gaan jy worstel? Kom ons lees. Genesis 32 vanaf vers 25. En toe, nee, ek gaan nie van daar af lees nie. Ek gaan van vers 22 lees. En Jakob het dieselfde nag opgestaan en sy 2 vrouens, sy 2 slavinne en sy 11 kinders geneem en deur die drif van Jabok getrek. Nou onthou, Jakob was by Laban, waarvoor hy vir Rachel gewerk het vir 7 jaar, maar toe gee Laban vir hom Lea. Toe moet hy nog 7 jaar werk om Rachel te kry. Toe het Laban se aangesig teen hom verander. Met ander woorde, hy het hom nie meer verbehandel soos wat hy hom behandel het nie. En toe vlug Jakob met sy vrou en sy kinders. Hy het hulle geneem en hulle deur die rivier laat trek, ook laat deurtrek wat aan hom behoort het. Maar Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien die man dat hy hom nie kan oorwin nie, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar Jakob antwoord, ek sal u nie laat gaan, tensy u my seën nie. En hy vra vir hom, hoe is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Daarop vra Jakob en sê, maak tog u naam bekend. En hy antwoord, waarom vra jy tog na my naam? En hy het hom daar geseën. Toe noem Jakob die plek Peniel, want hy het gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my lewe gered. En die son het vir hom opgegaan, net toe hy by Peniel verby was, en hy was mank aan sy heup. Nou hierdie gedeelte geld vir vandag nog. Daarom eet die kinders van Israel die heupseëning wat aan die heupbeen is tot vandag toe nie, omdat hy Jakob op die heupbeen aan die heupseëning geslaan het. Die Israeliete eet nie daai heupbeen nie. Ons ken hierdie gedeelte waarskynlik baie goed. Ons het dit nou al 1000 keer gehoor. Maar kyk bietjie na vers 25. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie. Dit is God wat hier praat. Slaan hom op die heupbeen sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Nou was Jakob dan sterker as God. Maar is God wat met hom worstel. En toe God sien dat hy hom nie kon oorwin nie, toe slaan hom op die heupbeen. Dis wat hier staan. Natuurlik nie. Gaan nou vir julle verduidelik wat gebeur hier. Jakob se verlede het hom uiteindelik ingehaal. Onthou julle, hy het vir Esau bedrieg. Toe sê sy ma Rachel, vlug na jou oom Laban toe. Jakob is nou op pad terug, want God het aan hom 'n belofte gegee, gaan terug na jou land toe en gaan terug na jou mense toe. Jakob stuur so lank mense vooruit om vir Esau te sê hy's op pad, want hy's vreesbevange wat Esau aan hom gaan doen. Genesis 32 vers 6. En die boodskappers het aan Jakob teruggekom en gesê, ons het by u broer Esau gekom, en hy trek u alreeds tegemoet met 400 man saam met hom. Nou ek weet nie as jy vir jou broer wat klaar kwaad was, en jy laat weet jy bevrede maak, of hy 400 ander familielede saambring nie. Ek dink nie so nie. So Esau trek op met 400 man by hom. Toe het Jakob baie bevrees en benoud geword, en hy die mense wat by hom was, sowel as die klein veebeeste en kamele in 2 laars verdeel. Want hy het gedink, as Esau op die 1 laar afkom en dit verslaan, sal die laar wat oorbly vry raak. Nou begin Jakob bid. En Jakob het gesê, o God van my vader Abraham en God van my vader Isak, o Here wat my beveel het, gaan terug na jou land en jou familie, en ek sal aan jou goed doen. Ek is te gering vir al die gunste en al die trou wat u aan die knegt bewys het, want ek het met my staf oor hierdie Jordaan getrek, en nou 2 laars geword. Jy sien, iewers te gaan jy deur die Jordaan gaan. Jy moet deur die Jordaan gaan. En voordat jy by God gekom, gaan jy ook deur die doodsjordaan.
Red my tog uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan. Die moeder saam met die kinders. Kom ons kyk, wat het God gedoen? Jakob se verlede, sy bedriegery, want dis wat Jakob beteken, leenaar, bedrieger. So elke keer as sy ma hom geroep het sy gesê, kom hier jou klein liegbek. Want Jakob beteken bedrieger, leenaar. Name maak saak vir God. Hy het belieg, hy het bedrieg, hy het gesteel. Hy het sy pa bedrieg, weet te sê hy is Esau. En hy het gesteel, hy het die seëninge van Esau gevat vir hom. En nou was hy vreesbevange. En God stoei met hom die hele nag. Die Bybel sê die hele nag het God met hom gestoei. Dit was God in 'n menslike vorm. As ons verder lees, hoor jy dat hy vir hom sê, U, Here, seën my. Hy het geweet met wie hy stoei. Aan die begin het hy nie. En toe kom hy agter, maar dis God waarmee hy stoei hier. Toe die dag breek, slaan God hom op die heup. Hoor wat sê hy? Ek sal u nie laat gaan voordat u my seën nie. Dink julle die Here was nou bang? Die dag breek nou en iemand gaan sien dat Jakob oorwin hom. Dit is glad nie waaroor God met hom gestoei het nie. Waarom die worsteling gegaan het nie. Onthou julle die ou mense te spreekwoord gehad. Ek het die hele nag gaan worstel met hierdie probleem. En dit is 'n innerlike stryd. Dit is nie 'n fisiese nie, dit is 'n innerlike stryd. Maar Jakob moes fisies met God stoei. Hoekom? Gaan nou vir julle verduidelik. Soms stoei ons met God tot dagbreek toe. Ons weet wat ons doen is verkeerd. Maar in ons eie rebellie, ons eie wil, ons eie vrees, wil ons net nie hierdie ding hanteer nie. Ons wil nie hierdie saak met die Here uitmaak nie. Sê hy nie vir ons, kom dat ons die saak uitmaak nie. And deep cries out unto deep. Jou gewete pla jou so in die nag met dit wat jy aangevang het, dat jy worstel met God, om hierdie ding te probeer regmaak. Jy dalk beroof, belieg, gesteel, was dalk in rebellie, maar daar kom 'n dag waar dit jy en God alleen gaan wees. Wat jy nie agter jou vrou, jou kinders, jou auntie, jou niggie kan skuil nie. Dis die ding wat ek vir jou sê, en vir myself sê, kry daai aangesig tot aangesig ontmoeting met Jesus Christus. Vra, Here, wat is hier binne in my? Wat my vreesbevange maak vir die Goliats, wat my vreesbevange maak vir Esau, wat my vreesbevange maak om môre en oormôre aan te beweeg. Haal uit my uit wat nie vir u aanneembaar is nie. Ja, maar ek doen dit omdat. Daar is nie 'n maar en 'n omdat by God nie, daar sê yes or no. En was Jakob op pad na sy belofte toe? Ja, na sy eie mens toe, na sy eie land toe. Maar God moes eers uit Jakob uithaal, die ou Jakob. Want kyk, die dag as jy jou hart vir die Here gee, alles het nuut geword. Maar voordat jy in jou beloftes kan inbeweeg wat God vir jou gegee het, moet hy eers die ou natuur en die ou karakter uit jou uithaal. Hoeveel keer sê jy nie vir jouself, hoor ek het my nou so vererg, dat ek so bang is die ou Jenny spring uit. Is dit waar? Voor God jou na die beloftes wat hy vir jou reeds in sy woord gegee het, hy het vir jou gesê, Jeremia 29 vers 11, ek wil vir jou 'n hoopvolle toekoms hê man, ek wil jou bless, ek wil hierdie goed vir jou doen. Maar voor God dit kan doen, omdat hy nie in homself verdeeld is nie, moet hy die ou jy uit jou uithaal, sodat hy hom kan insit. Soos wat hy vir Abraham gesê het, jy's nou nie meer Abraham nie, jy word Abraham, toe hy sy naam in Abraham se insit, toe kan Abraham in die beloftes ingaan.
dat Abimelech vir hom so bang was, en Abraham is skatryk. Dat God vir hom strategie gee, om hom vir Lot en sy kinders en sy vrou en almal te gaan terughaal, met 300 man. Voor God jou na jou beloofde land toe kan vat, en dis nie die hemel nie. Sê jy nou vir my, wat wil jy met gesondheid in die hemel maak, want almal is gesond? Wat wil jy met geld in die hemel maak, want almal het? Dis die perfekte plek. God wil vir jou hier op aarde 'n pad maak. Is jy bereid om die ou Jakob agter te los? Ek is. Begin worstel met God. Kom one-on-one, aangesig tot aangesig met hom. Wees 'n man en face wat jy moet face. En sê, Here, wat hier binne my is nie aanvaarbaar nie. Ek sê vir elke vrou in hierdie plek, as jy wil hê jou man met die koning en die priester en die profeet van jou huis wees, moet jy hom so behandel. As jou man nie sy posisie in jou huis het nie en jy dra die broek, forget it. It's not gonna work. Want God het hom in daai posisie gesit. En ek wil vir die vrou sê, vir die man sê, as jy nie die man is in opstaan in jou huis, en die leiersels neem, en ander op godsdienst wat moet gelees word, en jou vrou in submission bring nie, God doesn't bless a mess. Want hy sê, kry jou huis in orde. Ja, maar jy weet nie, sy gaan vir 7 dae haar mond net so opblaas, of sy gaan nie ophou nie, en sy gaan aan nou my verpes. Stuur haar vir my. Stuur hom vir my. Want is nie ek wat so sê nie, dis die woord wat so sê. Jy kan nie verwag, meneer, jy wil hê jou vrou moet 'n prinses wees, maar jy behandel haar soos 'n slaaf nie. En hier kom arme Jakob, hy werk 7 jaar vir Rachel. En Laban bedrieg hom, en hy gee vir hom Lea, val Lea. Maar wat het Jakob gesaai voordat hy na Laban toe gegaan het? Bedrog. Hy het eers so goed gesteel, hy het vir sy pa gelieg, toe lieg Laban maar vir hom. Hy het net sy oes afgehaal. Nou voel ons so jammer vir Jakob, hy shame. Hy het dit gesaai en toe het hy dit gemaai. Maar is God se genade groter as dit? Ja. Ja, maar Jakob moes eers aangesig tot aangesig met God kom, om te sê, hierdie ou karakter moet uit my uitkom, hierdie ou ek must die, voordat ek by my promise gaan kom. Kom ons kyk verder. Ons moet die verlede agterlos. By daai Jakob rivier moes Jakob sê, my verlede stop nou net hier. Hoekom het God hom op die heupbeen geslaan? Dit sou 'n herinnering wees aan Jakob die heeltyd, dat hy het met God gestoei. Hy het mank geloop daarna. Hoeveel keer stoei ek en jy met God en dan dra ons letsels? Jy kan die letsels geestelik sien. Letsels, wanneer ons na die Here toe gaan met situasies wat ons reggemaak het, dan noem mense jou skynheilig, kloosterkoek, you name it, Bible basher, you name it. Dis letsels wat wys ons het met God gestoei, want ons is bereid om die woord te verkondig. Ons is bereid om tydig en ontydig oor die Here te praat. Ons is bereid om deur tonge geslaan te word, omdat ons God dien. Dis letsels wat jy dra.
Ek onthou my man het altyd vir my gesê, en hy het in die huis van die Here groot geword, ek nie. Hy het altyd vir my gesê, as ek van die kerk afkom, dan sit hy so met sy voet op die middeltafeltjie met 'n, wat sê hy, lakers, met hy ekstra gas, 500 ml gas gratis, daarbo in. En dan sê hy vir my, ja pastoor, wat sê jy? Dan sê ek alles behalwe wat die predikant daai oggend gesê het. Dan word ek kwaad, dan sê ek, ja jou Satan, ek het alles verloor wat ek gesê het, want ek het toegelaat, dat hy goed sê. Meantime het ek nie geweet, hy is besig om te profeteer en hy ook nie. Want toe roep die Here my. Maar dis wat ons doen, dis letsels wat jy gedra het op daai tyd, want jy is nog net 'n baba Christen. So jy voel tog so offended. Hoe kan hy nou vir my so iets sê? En ek is nog te onervare om my mond te hou. So ek sê goeders wat ek nie kan dink ek sou sê nie, net om weer die Here te smeek daarna, vergewe my asseblief vir wat ek gesê het. Want die Bybel sê vir die wêreld is die Here dwaas. Hy verstaan nie wat ek doen en wat ek sê, hoekom ek so opgewonde is nie, want hy is nog in die wêreld. Een praat Chinese, een praat Afrikaans. Natuurlik het my man sy hart vir die Here geen Here gedien later jare. Maar wat ek bedoel is, jy gaan letsels dra. Soms is dit jou kinders wat jou seer maak. Maar jy is so mature in Christus dat jy dit nie wys nie. Soms is dit die ouers wat die kinders seer maak. Soms is dit jou familie. Soms is dit heeltemal vreemdelinge. Ek het so rukkie terug, het 'n vrou my gebel en gevra sy kan sy asseblief kom vir counselling. Ek sê, maar jy is welkom, bel my en dat ons nou die goed maak. Sy sê, maar ek wil nie kom nie want ek is bang vir jou. Ek sê, jy bel my en vra of jy wil kom, maar jy sê vir my, jy is bang vir my. Hoekom is jy bang vir my? Nee, maar die mense sê. Wat 'n mense, ek ken hulle nie eens nie. Toe sê ek nou maar, kom maar, dan kom kyk of jy nog vir my gaan bang wees. Iemand het saam met iemand gekom na my huis toe vir counselling, en so rukkie gesit en vir die persoon gesê, jy kan nou maar ry, ek is veilig. Ek vra julle, mense loop en gaan praat goed oor jou, mense wat geen verhouding met jou het nie, wat jou glad nie ken nie, wat by iemand gehoor het, natuurlik gaan ek die waarheid praat, ek praat reguit. Want hoekom wil jy kom vir counselling as jy nie die waarheid wil hoor nie? Ek gaan reguit praat, want die waarheid maak jou. As ek na iemand toe gaan wil ek hulle moet vir my sê, hoor Jenny, ek like nie dit van jou nie, jy gaan nie die Here please met hierdie storie nie, dan kan ek van dit ontslaa raak. Ek gaan nie hotel vir demons bou nie. Nou vra ek julle nou. So julle sien, ons het nie altyd maklik nie. Maar gaan ek op wat ek doen? Nee. Jy gaan letsels dra. Jy gaan. En ek dink maas dra baie letsels. Want jou kind verstaan nie dat jy net hulle belang op die hart het nie. Hulle verstaan nie dat jy hulle net by die Here se voete wil hou nie. Hulle verstaan nie wanneer jy met hulle praat, dat jy is my die belangrikste in my lewe, naas my man en God. Is my plig om vir jou te sê, nee sussie, jy lyk nie te oulik in daai jean nie. Dan's maar oudtyds, of wat ook ever al die ding is. En dan maar aflos as pa by die huis kom. Hierdie kind. En kinders verstaan dit nie. Jy wil hulle van spoil, jy wil dit doen, maar God het jou in daai posisie gesit om oor hulle te waak. In vers 27 vra God vir Jakob, wat is jou naam? Dink julle, die God wat Jakob geskape het, weet nie wat is sy naam nie. Hoekom vra God vir Jakob,
wat is jou naam? En Jakob sê, Jakob, dis my naam. Dit het 'n baie veel dieper betekenis. Jakob het besef, dat die naam wat sy ma vir hom gegee het, niks beteken, as God hom nie seën nie. Daar besef hy, o ja, Jakob, bedrieger, leenaar, dis nie wie ek is nie. Ek het met God geworstel die heel nag, en ek het Esau oorwin, want ek gaan terug na my land toe, waar God sê, met God worstel en mense, ek het hierdie dinge in Esau ook oorwin, om my nie meer te haat nie, maar ek moet van hierdie ou natuur van Jakob ontslaa raak. Daarop sê God vir hom, toe Jakob uiteindelik besef, o ja, dis hoekom hy met my gestoei het, om die ek uit my uit te haal, die ou ek, toe gebeur die skuif in sy lewe. En God sê vir hom, jy het met God geworstel en met mense en jy het oorwin, want jy het oorgegee. Surrender heeltemal. So ek het toegelaat, dat jy toelaat, dat ek jou kan verander. Somtyds loop ek en jy mank. Letterlik en figuurlik mank. Van al die slae van die lewe, die aanslae van die lewe, mense, geestelike stryd, alles. Maar deur dit alles sê God, al is jy ontrou, ek God bly getrou. En hy sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wanneer gaan ek en jy by daai plek kom? Want ons gaan sê, hier is ek, Here, hier is ek. Ek is wel u kind, maar ek is 'n gehoorsame kind. Want ek doen nog dit, ek doen nog dit, ek doen nog dit. Haal dit uit my uit, want jy alleen en ek alleen gaan dit nie regkry nie. Daar is nie 'n manier. Jy het die hulp van die Heilige Gees nodig om te verander. Jy het daai hulp. Hou op alleen beklei. Eksodus 14 vers 14 sê, ek God beklei vir jou. Jy gaan daai ding nie afleer nie. Paulus skryf, hy sê, julle het nog nie teen die dood toe gestryd teen sonde nie. As jy God werklik lief het, sal jy daai ding beklei en beklei en beklei tot jou oorwin. En jy kan dit net in die krag van die Heilige Gees doen. Op jou eie, forget it. Jy slaan teen die wind. Dan kom ek en jy met hierdie goed voor ons oorgee. Hoekom sukkel ek so, Here? Of hoekom word daai ou so gebles, hy is so barbaars as wat kan wees? Hoekom kry hulle 'n nuwe kar? Hoekom moet ons kinders van die Here altyd sleg lyk? Hoekom? En dan staan die Here maar net en hy worstel met jou en hy worstel met jou en hy worstel met jou. Want wanneer is jy eintlik alleen? Sê vir my. In die nag. In die dag is jy bedrywig, jy's besig, jy gaan alles. Elke ding in daai Bybel het 'n profetiese betekening en God het deur die nag met Jakob geworstel. Dis al wanneer die Here jou alleen kry. Want dan sit net jy en God. Soms maak hy jou 2, 3 uur wakker, sodat hy aan jou kan skaaf en werk, sodat hy jou kan verander, sodat hy jou kan leer hoe om warfare te doen, sodat hy jou kan leer om te bid, sodat hy vir jou kan sê wat nie vir hom aanneemlik was in die dag nie. In die nag is jy en God alleen. In die nag het Gabriël die engel na Josef toe gekom en gesê, jou vrou sal 'n kind baar. In die nag, in 'n droom. In 'n droom het die Here gekom en vir Salomo gesê, wat wil jy hê, Salomo? Want dan moet 'n tyd wees wat God jou alleen kan kry.
dat hy met jou kan praat. Die naam Peniel beteken gesig van God. Jakob het daai plek Peniel genoem, gesig van God. Hy sê ook, ek het God van aangesig tot aangesig gesien. 'n vriend van my, Joseph Hendricks, in die Kaap, ek het sy seun, Angelo gaan trou, onthou jy Amanda? Hy is oor die invoer en uitvoer van appels en sulke goeders. Ek het nie geweet dat appels kan tot 2 jaar in stikstof lê, voordat hulle checkers en rakke kry nie. Hy het ons deur daai goed gevat en vir ons gewys. Hy's 'n baie gesiene man. En hy het tot bekering gekom. Hy het die dorp Peniel gekoop. Maar die eerste ding wat hy gedoen het, is koop die hotel. Nou is daar geen drankwinkels of 'n hotel in Peniel nie. Hy het die hotel omskep in 'n kerk, Encounter, is die plek se naam. Hy's 'n kleerlingman en ons hou diens van 7 uur af tot omtrent 1 uur, dan gaan ons na sy huis toe, dan bespreek ons die diens tot 3 uur. Hy is my so 'n mooi voorbeeld, want as 'n mens nou daar kom, dan dink jy, die beloftes van Abraham, Isak en Jakob staan vandag nog in Peniel. In hierdie moderne tyd. Same God of Jacob, Moses and Isaac. God het nie met Jakob geworstel om hom te oorwin nie, maar om hom te verander. Dis hoekom hy met jou gaan worstel. Dis hoekom jy deur goed gaan. Nie om jou te oorwin nie, want hy's baie sterker as jy. Maar om jou te verander. Dis waarom God met jou worstel. Ek wil jou verander, my kind, nie oorwin nie. Jy kan nie God beklei nie. Soms kom ons grootste oorwinnings in ons diepste gebrokenheid. Hoe seerder jy kry, hoe groter is die oorwinning. En jou letsels toon dat jy hierdie oorwinning behaal het. Ek wil vandag vir jou sê, dra jou letsels met trots. Dra dit met trots. Vir mense sit 'n vernedering. O, jou God is kastige God van liefde, maar kyk wat het met jou gebeur. Wat ook al met jou gebeur, vir my kinders werk alles ten goeie mee, net Dorothy. Haar man moes sy rowwe lewe leef, sy foute maak, sy letsels dra, sodat hy sy hart vir die Here kan gee, om op die einde by God veilig te wees. Nie om hom te oorwin nie, om hom te verander. Keer terug na God. God het die hele Bybel sê, keer terug na my toe. Nie na godsdienst toe nie, na God toe. Na verhouding toe, nie na godsdienst toe nie. Maak nie saak in watter kerk jy is nie. Dink julle ons gaan in die hemel kom en hy sê, okay, ex-ministries, julle sit deur, NG Kerk, Suidoos, Wes, Noord, julle sit daar. Maar ons tree so op. O, pastoor, ek is in whatever. En, jou punt is, daar's nie bordjies op nie. Parking vir hierdie en parking vir daai nie. Ons gaan as kinders van die Here by daai hek in. Party mense is so kerkgebonde dat hulle skoon vergeet hulle moet hemel toe gaan eendag. Het die Here nie gesê, die seëninge van Abraham, Isak en Jakob sal jou inhaal nie. Toe God 'n verbond met Abraham sluit, het dit in die bloedlyn gegaan. Ek en jy is kinders van Abraham. Ons is ingeënt in hierdie boom in.
Daai selfde seëninge wat hulle gehad het, is ons sinne. En die Here sê, as jy my lief het, sal jy my woord bewaar. Leer jou kinders van my, tydig en ontydig, elke dag, hou jou bloedlyn aan my voete. Want soos wat hy die rooi tou wat Rahab uitgegooi het om haar belofte te kry, so het hy die rooi tou van Jesus Christus vir ons uitgegooi, om te sê, ek hou vas vir my kinders. Hoekom wil jy jou kinders deur goed laat gaan, wat jy deur gegaan het? Hoekom stop jy nie daai evil bloedlyn nou nie? Jy kan en moet dit stop. Want die Here sê, Deuteronomium 28, hy sê stop dit. Deuteronomium 30 vers 19, 28 gee vir jou al die beloftes, maar jou kind kan nie in daai belofte ingaan met 'n bloedlyn van moord, selfmoord, addiction, verslawings en al hierdie goeders nie. Hoekom dink ons leer die Here ons die woord? Soms stoei ek en jy, worstel ons met iets wat ons in die woord leer en nie verstaan nie. Dan vra ons hierdie een en ons vra daai een en ons vra daai ene. Dis okay. Maar vra liewer God. Want elke vers in die Bybel gaan vir elkeen van ons 'n ander betekenis hê. Pastoor, ek weet nie of ek my man moet skei, hy is hopeloos. Want in die Bybel staan daar, my man kom nog gisterand skrik by die huis, nou wil hy my skei. En dan staan, is beter om op die hoek van die straat te woon as met 'n twisgierige vrou in die huis. Gemaklik, nee. Daai pickpocket Bybels wat ons lees. Dis glad nie wat die Here daar bedoel nie. En as jy geskei is dit belyding voor God, genade, was jou gesig, want God verwag steeds van jou vergifnis te vra, was jou gesig en gaan aan. Jy is 'n nuwe skepsel in die Here. Ons het genade by hom gekry, want of jy geskei is, of jy vloek en of jy lieg en of jy bedrieg, is exactly the same sonde. Jy vra vergifnis. Maak nie saak wat jy gedoen het nie. Hy sê, kom na my toe, net soos jy is. Want hy gaan met jou stoei, sodat hy ons kan verander, nie oorwin nie. Hy is God, jy kan hom nie beklei nie. Maar hy wil ons verander. Ja, pastoor, maar ek loop glad nie rond nie. Ek is 'n man 1000. Maar op een of ander stadium hardloop daar 3 keer in die mall rond met die minimum klere aan. En 'n vrou het mos 'n 6de sintuie. En hy kyk net so onderlangs en sê, ja papa, wat gaan dit aan? Die woord sê, as jy na 'n vrou gekyk het en na begeer het, die klas ondergedoen. En dan sit die vrouens by die huis en dan lees hulle een of ander kavalier verhaal, Kaapse verhaal. En julle weet mos hoe gaan daai Kaapse verhale. Daar kom altyd 'n vreemdeling op 'n perd in die dorp in. Nou daai tyd het hulle mos niks van sixpacks gesê nie, maar hy het een. En dan kom hy daar in en hy red haar in die huis raak aan die brand en sy paas uit, snoet op haar, roet op haar snoet en ag, hy tel haar op en dra haar na die plek. Toe vanaand kom jou man by die huis, dan verwag jy moet ook hierdie kavalier wees. Die man het die hele dag gewerk. Dan moet hy ook hierdie man wees. Jaag ons nie al hierdie nonsens aan nie. Dis die waarheid. Jaag ons nie hierdie dinge aan nie. En wat verwag God? Wat verwag die Here? Jy moet hierdie goed oorwin. Jy moet hierdie goed oorwin. As mans besef wat hulle rolle is, en vrouens besef wat hulle sin is daar baie minder moeilikheid. En dis nie 'n skande nie, en dis nie 'n sonde nie, om so nou en dan na jou vrou toe te gaan, en te sê, weet jy wat, dankie. Dankie, want in vandag se lewe moet die vrou ook maar werk. Dis nie soos God het aanvanklik beplan het, dat die vrou maar by die huis kan sit en die kinders groot maak nie. Vrouens moet maar vandag werk.
Jou man kan ook skottelgoed was. En as hy nie kan nie, dan stuur jy hom net vir 'n kursus na jouself toe in die kamer en binnekort was hy skottelgoed. Chop chop, alles uitgesort. Gaan ons die ou natuur afsterf? Gaan ons die Here toelaat dat hy met ons kan worstel en uithaal dit wat nie vir hom aanneemlik is nie, sodat sy beloftes in die woord vir jou in vervulling kan kom. Jy kan tog nie die ontrouste slaaf in jou huis aanstel oor jou finansies nie. Ons moet eers daai ou goed uitkry, dat God die nuwe goed insit. Word karre oud, breek hulle? OK, dan vat jy hom na 'n shop toe en hulle vervang hom met nuwe parte. Hulle doen nie die hele kar oor nie. Sprei paint om, maar as niks met die kar verkeerd nie, sit nuwe tyres op nie. Hulle haal die part uit wat vervang moet word. Dis wat die Here met ons doen uit genade uit. Hy haal die parte uit wat vervang moet word. Hierdie week, dan raak jy so 'n bietjie spiritual selfsugtig. Hierdie week bid jy nog steeds soos wat jy altyd bid. Vir almal vir wie jy altyd bid, maar jy vat daai bietjie tyd. Vra vir die Here, maak my wakker in die nag, dat ek van aangesig tot aangesig kan sien. Hier's 'n paar goed wat ek moet uitklaar. Hier's 'n paar vrae wat ek wil vra, Here. Laat my mond nie sonde oor my bring nie. Want die Bybel sê jou eie mond bring straf oor jouself. Laat ek nie hierdie goed doen nie. Laat ek hierdie saak met U uitmaak. Het jy al gesien as jy 'n probleem vir God gegee, dan word dit perfek uitgesorteer. As ek en jy dit draai, doen ons hom oor en oor en oor. Ons dien 'n God van groot genade, wat sy beloftes vir Abraham, Isak en Jakob vandag nog staan. Gaan ons dit vat? En dis nie maklik nie, hoor. Dis nie maklik om die eie ek af te sterf nie. Want jy leef met daai een vir soveel jare saam. Daarom sê hy, Jesus het vir ons die perfekte voorbeeld aan die kruis gegee, waar hy sy vlees gekruisig het en hy het nie eens sonde gehad nie. Hierdie week, dan sê jy, hier's ek, Here, ek gaan nie by jou voete sit. Dis hoekom ek moet net elke Sondag keer dat ek nie daai Find Me at the Feet of Jesus speel nie, want as jy daar sit, want jy kan buig in worship, kan jou hart buig in worship. Dis die vraag. Loof die Here vir nog 'n week, wat ons gaan om reg te maak. Want ons gaan op mekaar se knoppies druk, iewers. En die een wat eerste uitspring is nie die wenner nie. Die wenner is eintlik die een wat stil bly. En ek sê nie vir julle goed wat ek nie moet deurgaan nie. Vir my is dit moeilik om stil te bly. Ek het baie kommentare. Maar ek vorder, ek sê vir julle, al byt ek my lip aan die binnekant stik in, ek vorder. Want ek wil my promises nou hê, nou. Want dis wat hy sê, nou is geloof, nou. Nie oormôre of gister nie. Dankie Jesus, dat ons saam uit die woord uit leer. Toe ek hierdie stuk leer, nou kan ek net dink, want ons moet 'n bietjie die Bybel in vandag se lewe insit. Ek kom by Marlene en ek sê, Marlene, hoe het dit laasweek met jou gegaan? En haar buurvrou sê vir my, "Jesus Marlene, was laasweek so gesyp en jy sê sy's 'n kind van die Here." En ek vra Marlene, hoe dit gegaan? Sy sê nie baie goed. En ek weet sy het nou vir my gelieg, want iemand het vir my gesê, nou dink aan Jakob en Esau.
Jy sou het geweet, Jakob lieg nou lekker. Mense weet wanneer jy lieg, man. As iemand van jou gepraat het, lekker oor jou geskinder het, en jy kom daar by hulle, wat is die eerste ding wat hulle doen? Jy weet, kyk weg, ek wil nie regtig in jou geselskap wees nie, want ek weet ek is skuldig. Daarom het Jakob gesê, jou pa se aangesig teenoor my het verander. Want Laban het geweet, ek vir my, gaan Lea daar sit. Kom ons probeer, want die Bybel sê, moenie vir jou buurman jok nie. Kom ons probeer hierdie week, en sê ek vat hierdie week, ek gaan aan hierdie goed werk. Ek gaan regtig ophou. Ek gaan ophou skinder, ek gaan my bes probeer. Mense skinder is soos water drink. Oordryf is ook sonde, want jy las goed by wat nie so is nie. Dan kyk ons na die groot goed wat die Here sê, wie in die hemel toe gaan nie, die dronkaards, die dit en die dit, maar wat van hierdie klein jakkalsies wat die wingerd verniel? Hierdie klein goedjies wat ons doen, is vir God nie aanneembaar nie. En ek sê vir julle, ek pleit by God net vir genade, want dit word al vir ons so maklik om hierdie goed te doen. Voor jy jou kan kry, en skinder is nie wanneer jy feite openbaar nie. Maar hoekom wil jy vir iemand iets vertel? Is dit met die doel dat jy werklik vir daai persoon gaan bid? Of, wat 'n sensasie kry jy daai? Want die Here sê, bely mekaar julle sondes sodat julle saam kan bid. Dankie Here dat U ons leer. Dis die letsels waarvan ek praat. Dis nie altyd maklik om hier goed te hoor nie, maar is die waarheid. Wil jy nie vir een keer in jou lewe by daai promised land uitkom nie? Wil jy nie vir een keer in jou lewe ervaar wat is goddelike vrede nie? Want daar gaan altyd mense wees waarmee jy nie kan saamleef nie, die Bybel sê so. Leef so ver moontlik met ander mense in vrede. Daar's baie mense wat net nie in vrede wil leef nie. En dan skuif jy hulle so rustig uit. Bidend skuif jy hulle uit, sodat hulle ook verander. Want eens op 'n tyd was ek en jy ook daar, onthou julle? Ons was ook daar. Ons het op die wêreld gedien. En toe bid iemand vir ons. Ek kan vir julle net die resep gee, hier is dit in die woord van God, om by jou beloftes uit te kom, om jou lewe te verander. As jy gaan kyk na Abraham, Isak en Jakob, almal van hulle het hulle paadjie geloop. Ek meen, Abraham se pa Tera het afgode gemaak. So as jy so gaan kyk na al hierdie goeders, dan kan ek en jy net sê, Here, U is getrou, U sal U beloftes in vervulling bring. Waaroor droom jy nog? Hoekom is jou droom dood? Waaroor droom jy? Eerste plek waaroor jy moet droom is 'n baie sterker verhouding met God. Daarna kan jy oor ander goed droom. Jy kan droom oor 'n huis, oor 'n kar, oor dit, want God sê, maak jou begeertes aan my bekend. Nou sê iemand, maar jy mag nie begeer nie. Nee. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Hy sê, jy mag nie jou naaste so goed begeer nie. Jy mag begeer. Jy mag net nie jou naaste sin nie, want as jy jou naaste sin begeer, wil jy daai een hê. Dankie, Here. Dankie vir die beloftes wat U vir ons het. En U sê, die beloftes van Abraham, Isak en Jakob, die seëninge sal ons inhaal. En vandag kom ons as gemeente en ons vat daai seëninge, want ons gaan toelaat dat ons U kan sien aangesig tot aangesig. Verander ons. In Jesus naam. Dankie Vader. Kom ons sluit ons oë. Vader, in Jesus Christus naam wil ons vir U sê 1000 dankies dat U ons uit U woord uit leer. Here, en dat ons toelaat dat U ons leer. Staan stil by elke een van ons, Here. Staan stil by my.
Help my met die dinge waarmee ek so verskriklik sukkel. Verander my, Here. En ons loof U daarvoor dat hierdie week sal 'n week van goddelike getuienis wees in Jesus Christus naam. Amen.